Goeiemôre, dit is Sondag die 24ste Mei, Pinkstersondag. Die Sondag waarin ons saam met die kerk oor die wêreld heen herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is, dat God met ons is, dat God in ons is, dat God by ons is. Mag jy saam met ons vanoggend God se nabyheid beleef, sy teenwoordigheid. Mag jy hoor dat hy ook met jou praat, dat sy Gees ook by jou en in jou is. Ons is saam as gemeente, ons gaan luister na Handelinge 2, vers 1 tot 12, en Numeri 11, vers 24 tot 30. Mag die Here regtig ook vanoggend vir jou laat beleef dat hy by jou is. 1 Petrus 1 vers 3 sê Petrus, nou het ons regtig hoop, omdat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Meer nog, dit kan ons en deel ons vandag met mekaar uit die Heilige Gees vir ons gegee. Het is my voorreg om jou te groet namens God en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, van die Gees, wat ons vul met krag en sy teenwoordigheid. Amen. Hoe werk die Heilige Gees? Op 'n stadium is daar 'n klein seentjie wat by sy huis inhardloop en vir sy pa vra, pa, wat laat 4 vliegies gloei? En sy pa moes baie eerlik antwoord, ek weet nie. Miskien moet jy môre jou juffrou by die skool vra. Die seentjie is nou nie heeltemal van stryk gebring nie en besluit hy wil self uitvind en hy hardloop weer buitentoe en probeer een vang. Uiteindelik kry hy 'n 4 vliegie gevang. Maar tot sy groot teleurstelling druk hy die 4 vliegie toe en vang heeltemal pap. En hy het nou sy hand oopgemaak en na hierdie platgedrukte gogga in sy hand gekyk en gesien dat hierdie dooie 4 vliegie nog steeds gloei. Opgewonde hardloop hy terug in die huis in en hy sê, papa, ek het uitgevind wat 'n 4 vliegie laat gloei. En sy pa vra toe nuuskierig, okay, wat is die antwoord? En die seentjie sê, pa, dis die goed binne in die 4 vliegie. Dis dieselfde is waar van Jesus se volgelinge. Dieselfde is waar van ons, wat die Heilige Gees in ons het. Wat laat ons gloei? Dit is die Heilige Gees. Wat maak dat ons anders leef, anders lyk, anders optree, anders praat? Die Heilige Gees. Nou, ons gaan eers lees 'n gedeelte uit Numeri 11, en dan gaan ons sien dat Handelinge 2 is die antwoord op dit wat in Numeri 11 gebeur. Numeri 11. Moses het uitgegaan en die Here se woorde aan die volk meegedeel. Hy het 70 mans onder die oudstes van die volk bymekaar gemaak en hulle rondom die tent laat staan. Die Here het toe in 'n wolk afgekom en met Moses gepraat. En hy het van die gees wat op Moses was, weggeneem en op die 70 mans, die oudstes, laat kom. Terwyl die Gees op hulle rus, het hulle vurig geprofeteer, maar daarna nie weer nie. 2 manne het egter in die kamp agtergebly. Die een se naam was Elat en die ander se naam Medad. Hulle was onder die wat ingeskryf was, maar hulle het nie na die tent toe uitgegaan nie. Die Gees het ook op hulle gerus en hulle het in die kamp vurig geprofeteer. 'n jong man het toe gehardloop en hy het dit vir Moses vertel en gesê, Elat en Medad profeteer vurig in die kamp. Josua, seun van Nun, wat van jongs af van Moses diens gedoen het daarop gereageer en hy het gesê, Moses, my Heer, laat hulle ophou. Maar Moses het vir hom gesê, is jy oorywerig terwille van my? Ag, was die hele volk van die Here maar profete, dat die Here sy Gees oor hulle sou laat kom. Moses het daarna na die kamp teruggekeer, hy en die oudstes van Israel. Hier in Numeri 11 sien ons ook dat die Heilige Gees op mense gekom het. Ja, 'n klomp van die leiers van Israel, 70 leiers, en dan sien ons 'n interessante ding gebeur. Mense hou nie daarvan dat die son oor ander mense skyn nie. Partykeer wil ons dit beperk tot ons mense, of sekere mense. 70 van die leiers van Israel het ook as profete begin optree, en dan skielik is daar 2, Elat en Medad, wat nie by die ander was nie.
wat op hulle eie in die kamp geprofeteer het. En dis dan wanneer Josua vir Moses kom sê, ag asseblief, laat hulle net stop, laat hulle net ophou. Ons is maar partykeer ook so vandag. Ons wil die Heilige Gees net op die regte tyd, op die regte plek hê, en dan by die regte mense. Partykeer is daai woorde van Josua ook maar in ons harte, laat hulle tog net ophou. Ons moet nie die Heilige Gees en God, sy woord beperk tot sekere plekke en sekere tye nie. Dis nie net 'n Sondag ding nie. Dis 'n elke dag ding. Kyk wat sê Moses. Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy Gees oor hulle sou laat kom. Vandag, op Pinksterdag, het hierdie woorde van hierdie wens van Moses waar geword. Het elkeen die Heilige Gees ontvang, dat elkeen kan profeteer. Geef vir God die voorreg om in iemand anders se lewe te werk, dalk 'n bietjie anders as wat hy in jou eie lewe werk. Nou gaan ons saam lees die gebeure van die Heilige Gees wat oor almal kom. Die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, vers 1 tot 12. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees het aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds was daar vroom Jode wat ook uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon het. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en het was hulle verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe, Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte, streke van Libië en die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode, proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groothede van God praat. Almal was verstom en verward en hulle het gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Op Pinksterdag 33 na Christus word Moses se wens van die Heilige Gees op almal waar, want God is die een wat kommunikeer deur variasie. In die film Robin Hood, Prince of Thieves, vra 'n klein dogtertjie vir Morgan Freeman, did God paint you? En dan antwoord hy, inderdaad, hy het. En dan vra sy vir hom, hoekom het God jou geverf? En dan antwoord hierdie karakter met baie wysheid en sê hy, want God is lief vir verskeidenheid. Ja, ons onthou waar die mensdom verskillend geraak het en verdeeld geraak het. By die toring van Babel, elkeen sy eie taal begin praat het en oor die wêreld versprei het. Dan hier op Pinksterdag laat God nie weer almal dieselfde taal praat en is ons terug net op een taal nie. Nee. Hy gee vir die disippels die gawes om verskillende tale te gaan praat en dit te gaan gebruik in die wêreld om mense te vertel van wie God is. Ja, hy laat mense oor die wêreld heen verskillende tale praat, sy woord op verskillende maniere deel. Dis eintlik ongelooflik hoe God mense verskillend gebruik, want mense hoor verskillend. Dis hoekom God verskillende dominees gebruik, want mense hou van party en van party ander nie. Hou van sekere stemtoon en nie van 'n ander stemtoon nie. Hou van 'n sekere preekstyl en nie van 'n ander nie. Ja, in die kerk is daar ook verskillende musiek, want mense hou van sekere soorte musiek meer as van ander. En God laat hierdie verskeidenheid toe. God laat ons hierdie verskeidenheid gebruik om mense verskillend by mekaar te kom, om mense verskillend te gebruik in die wêreld. Iemand het eendag geskryf en gesê, dankie Here, dat daar mense is wat kan sing, want ek kan nie lekker sing nie.
Sê vir die Here, dankie vir daai mense is wat ander kan leer en kan onderrig gee. Dankie Here vir bekwame leiers wat kan lei. Dankie Here vir mense wat goed kan kook. Dankie Here vir mense wat goed kan doen wat ek nie kan of noodwendig wil doen nie, of weet hoe om te doen nie. Sê vir die Here, dankie dat die kerk kan saamwerk. Ons is almal een in Jesus, maar verskillende dele. Ons het verskillende vermoëns. Ons moet die verskille tussen mekaar waardeer. Nie daaroor met mekaar beklei en stry en dink ander is meer of minder as ons nie. Waardeer die verskille, ja, selfs die verskille in denke, die verskille in persoonlikheid, die verskille in voorkoms. Want God stuur ons na 'n wêreld toe wat vol verskeidenheid van mense is. Die boodskap van Pinkster. God stuur mense na mense toe soos hulle is. Dat hulle kan hoor in hulle eie taal, dat hulle kan verstaan op hulle eie manier, dat God ook vir mense so kan aanraak en deel maak van sy koninkryk. Op 'n dag vra 'n verpleegster vir 'n predikant James Stewart, hy vra, wat is die antwoord vir daardie vraag oor lyding? Daai vraag wat mense in die hospitaal vir jou vra as al die familielede weg is. Vra oor hulle pyn, oor hulle sterflik is. As hulle vra, gaan ek gesond word, gee God regtig om, hoekom ek? En dan kyk die predikant James Stewart na die verpleegster en hy sê vir haar, jy is die antwoord van die Here, want jy is die een wat daar is. Die Heilige Gees werk in ons, dat ons navolgers van Jesus kan wees, daar waar ons is. Dat ons elkeen met ons eie gawe en ons eie persoonlikheid en ons eie variasie van God 'n verskil sal leef en maak vir mense. Want die Heilige Gees maak dat mense goed beleef en optree soos nog nooit tevore nie. Hierdie 12 disippels het voorheen nie al hierdie vreemde tale gepraat nie. En nou doen hulle. Die krag van die Heilige Gees op Pinksteroggend verander die disippels se wêreld. Verander hulle perspektief op kleurgrense, op taalgrense, op kultuurgrense. Verander hulle perspektief op dit wat rondom hulle in die wêreld aangaan. Skielik word hulle vrees weggeneem en word hulle mense wat met oortuiging kan gaan verkondig. Dan Mangler, 'n Lutherse predikant, vertel die storie van 'n skaaphond wat 'n familie besit het, en die skaaphond se naam was Amber. Dan sê hy, Amber was baie lief vir winderige dae. Maak nie saak hoe winderig het was nie, as dit stormwind was of ligte windjie was, dan het Amber hierdie skaaphond buite die huis gaan staan. Want in die huis het sy eintlik maar net heeldag gesit en rustig gewees en het sy alles geken en geweet wat in die huis aangaan. Maar dan wanneer die wind waai, dan was daar allerhande reuke in die lug. Dan was daar allerhande goed rondom haar wat sy niet geken het en, of nooit geken het nie en niet kon ruik. En dan sê mense, sy was in die hondehemel. In die wind het sy gaan staan en kon sy die wêreld beleef. Verskillende bome, willeblomme, verskillende eekorings en hase en die ander diere en ander mense. En dan sê Dorie Mangler, dan sê hy, dis wat ek beleef rondom Pinkster. Die wind wat vir ons ander ervarings bring van wêrelde ver van ons af. So stuur die Gees ons ook partykeer na sulke ver wêrelde toe. Na 'n plek toe waar ons Jesus se geheim van liefde moet deel met ander mense. As ons sommer net dink hoe rente werk, as een mens vir 2 ander mense deel, en elkeen van hulle deel die geheim van Jesus met nog 2 ander, en so hou dit aan, elke dag net met nog 2 mense, gaan meer as 1 miljoen mense binne 20 dae van Jesus weet. Binne 30 dae meer as 1 biljoen mense. Binne 32 dae die hele wêreldbevolking. Nou weet ons, wiskunde is partykeer baie optimisties, beide in hoe vinnig het werk en hoeveel mense dit gaan ken. Maar as ons kommunikeer
kommunikeer ons met mense in hulle taal, op 'n manier wat hulle verstaan, op 'n manier wat hulle kan hoor. En dis hoekom God die Gees gegee, dat ons verskillend kan praat met mense. Calvin het gesê, ons het brandende harte vir die Here, wat gesien word in ons uitgestrekte hande vir ander mense. Ons praat in verskillende tale, ons praat op verskillende maniere, en ons praat ook, ja, die Heilige Gees praat deur ons, nie net met woorde nie. Partykeer met dade, met klein dade. Ja, die Heilige Gees wat uitgestort is, het die kerk in beweging gebring. Het die disippels uit hierdie vertrek waar hulle saam was, waar hulle saam bang was, uitgedruk in die wêreld in. Dat hulle gaan vertel het met oortuiging, met opgewondenheid. Neil Mahoney vertel op storie, sy en haar man was 'n predikant, Ralph, hulle 2 seuns gehad, en hulle jongste seun is in 'n motorongeluk betrokke. Aanvanklik het almal gedink hy gaan die ongeluk oorleef in die hospitaal, en toe loop dinge skeef en na 21 dae sterf hy in die hospitaal. En dan volgende oggend vertel Nel Mahoney dat sy alleen kerk toe gegaan het, want haar man moes preek, so sy het alleen in die banke gesit, en dat sy sê, dit was vir haar verskriklik sleg om alleen in die kerk in te gaan. Verskriklik sleg om die paadjie af te stap, en te gaan sit, en waar sy gewoonlik ingeskuif het, dat hy op die punt sit, om hier in te skuif, en dan is die plek alleen. En dan sê sy, sy het gebid, die Here, wees asseblief met my, geef my die krag om hierdeur te kom. En net as sy gaan sit het, en opgeskuif het, hoor sy 'n beweging langs haar, en toe sy omkyk, toe kom sit daar 'n klein dogtertjie langs haar. En sy sit haar hand in Nel se hand, en sy sê vir haar, Tannie Nel, ek is baie lief vir jou. En dan vertel Nel Mahoney dat op daardie oomblik, terwyl sy so hartseer, alleen in die kerk sit, het hierdie 9-jarige dogtertjie haar iets plat beleef van God se daarwees. Net die sit langs haar, die volmaak van 'n plek wat leeg was, het haar laat beleef van God se liefde, God se teenwoordigheid. God stuur ons om te gaan kommunikeer met die wêreld. Ja, om te gaan kommunikeer in ander tale, in ander maniere, in omgee, in lief hê, in getuig, in daar wees, soos Jesus Christus. Dankie Hemelse Vader, dat ons in U genade kan leef. Dankie dat U Gees gestuur het, om ons as kerk te gaan krag gee, variasie gee. Ja, Here, die vermoë gee om te getuig dat die wêreld kan hoor. Mag ons U koninkryk bring, en ander deel maak van U huisgesin, deel maak van U gemeenskap van mense. Here, maak ons gehoorsaam in ons woorde, ja, selfs al is dit vir ons vreemde tale. Maak ons gehoorsaam in ons dade. Ja, Here, selfs al is dit goed wat ons nie natuurlik sommer altyd tot ons eie uitdoen nie. Maak ons gehoorsaam in die uitleef van U liefde en U genade. Dankie vir die Gees wat vir ons die krag gee, die wysheid gee, die insig gee oor hoe en waar. Hemelse Vader, gebruik ons. Rus ons toe, stuur ons uit. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.